Goeiemiddag, liewe vriende. Welkom by ons sitkamergesprek weer vandag. Vandag doen ek die sitkamergesprek hier uit die voorportaal van ons kerkgebou. Mense sou in 'n sekere sin kon sê dis die voorportaal van God se sitkamer. En natuurlik is ons gesprekke in hierdie gedeeltes, in hierdie sitkamer gesprekke tog oor hom en hy met ons. 'n gesprek met hom, 'n gesprek van hom met ons. Ek wil graag vandag 'n bekende teksgedeelte vir julle lees, naamlik Matteus 14. Ou Petrus is weer in die fokus. Hy loop op die water. Nou kom ons lees die gedeelte, want ek dink, al is dit bekend, help dit om weer na die gedeelte te luister. Net daarna, dus na die vermeerdering van die brood, het Jesus sy disippels in 'n skuit laat klim, om so lank voor hom uit te vaar na die oorkant toe, terwyl hy nog eers die mense huis toe laat gaan. Nadat hy die mense weggestuur het, het hy alleen na die berg toe gegaan om te bid. Toe dit aand word, was hy daar alleen. Die skuit was reeds 'n paar kilometer van die kus af en is deur die golwe getuister, want die wind was van voor. Met dagbreek, die volgende môre, het hy die see na hulle toe aangeloop gekom. Toe sy disippels hom op die water sien loop, het hulle groot geskrik en gesê, dis 'n spook. Van angs het hulle hart begin skree. Maar Jesus het dadelik met hulle gepraat en gesê, wees gerus, dit is ek, moenie bang wees nie. Toe sê Petrus vir hom, Here, as dit regtig U is, beveel my om op die water na U toe te kom. Kom, sê hy. Petrus het uit die skuit geklim, op die water begin loop en naby Jesus gekom. Maar toe Petrus sien hoe sterk is die wind, het hy bang geword en begin sink en uitgeroep, Here, red my. Dadelik het Jesus sy hand uitgesteek, om gegryp en vir hom gesê, klein gelowige, waarom het jy begin twyfel? Hulle het toe in die skuit geklim en die wind het gaan lê. Die manne in die skuit het voor Jesus gekniel en gesê, U is waarlik die Seun van God. Ja, vriende, dit is altyd vir my 'n ongelooflike verhaal. Jesus, Petrus is seker die enigste ou wat nog ooit op water geloop het, nê. Wat 'n ongelooflike voorreg moes dit nie vir hom gewees het nie, om op water te kan loop. Ek wil vandag begin met die lewe self. Die lewe is meestal, in elk geval, maar kom ons sê nou maar eers vir nou, soms onverklaarbaar. Dit het impak op ons emosies, op ons fisiese, gesondheid selfs, geestelik. Dit is dikwels uitputtend en ontwrigtend, die lewe. Veral as dinge skeefloop. Dan is ons bang, ons raak beangs, twyfel in ons vermoëns, twyfel in God, twyfel in ons geloof, twyfel in die mense om ons, neem en kry dikwels die oorhand oor ons. Dan
Vanuit hierdie twyfel groei daar dan nog skuldgevoelens oor dat ek twyfel. En dalk ook skuldgevoelens oor wat verkeerd geloop het. Ek dink nie, een van ons kan sê, ons was nie al daar nie. In 'n plek van hulpelose, radelose doodbangheid nie. Elke een het dit al beleef. Veral die vrees kry so maklik die oorhand oor 'n mens. Want 'n mens is onseker oor die gevolge. Hoe sleg hierdie ding dalk kan uitdraai. Watter gevolge dit op my en my gesin en op ander mense om my mag hê. Wat gaan met my gebeur? Die onsekerheid van die gevolge ook daarvan op my. Die vrees laat jou voel asof jy ingesluk, verswelg word. Vrees is soos dryfsand. Jy's in hierdie sand wat jou insluk en hoe meer jy spartel, hoe vinniger sak jy na onder. Hier in ons teks het ons die ou brawe Petrus, die ou wat vir niks en vir niemand stuit nie. In 'n onbeheerbare situasie van vrees bevind hy hom, van angs. Die agtergrond is, daar was sopas die vermeerdering van die brood, 'n wonderlike wonderwerk. Een wat geloof eintlik sou moes versterk. Dit is klaar. Jesus beveel die disippels, klim op 'n skuit en vaar na die oorkant. Jesus sien die ander weg en hy gaan een kant om te bid. Ten spyte daarvan dat hy 'n uitputtende dag, uitmergelende dag gehad het. Dis die eerste ding wat hy doen daarna om te gaan bid. Miskien lê hier iets van 'n sleutel tot die verstaan van hierdie teks vir my en jou. In ons situasies waar die lewe te veel word. Dan kom hy uiteindelik hier met dagbreek aan op die water aangeloop, soos 'n spook, en die disippels is verby vrees en angs as hulle hom sien. Hulle skree, kliphard soos mal mense, totdat Jesus sê, dit is ek, moenie bang wees nie. Nee, dit is ek, klink bekend, nee. God het vir Moses sê, ek is. Asof Jesus vir hulle sê, ek is, moenie bang wees nie. Ek is God. Petrus aan die ander kant kies die ondenkbare. As Jesus op die water kan loop, wil hy dit ook doen. So onder Jesus se aanmoediging loop hy op die water. Hy klim uit die skuit op die bevel van Jesus. Maar iets eienaardig gebeur. Naby aan Jesus, skielik, word Petrus deur vrees en angs oorval en oorweldig. Uit die bloute is die taak wat so goed begin het, net eens te groot en te veel. Die wind en die golwe wat nog altyd daar was, kry hom onder. En hy begin sink. Dink jou, by wyse van spreking, Petrus se skoene in daar op die water. Bang,
beangs, onseker, hulpeloos. Wat gaan volgende gebeur? Wat gaan met my gebeur? Hoe gaan ek uit hierdie penarie uitkom? Dan 'n kort uitroep. Here, red my. En onmiddellik is daar 'n hand wat hom gryp en hom uitruk uit die ondergang van sy penarie. Nou sou ons kon vra, maar wat het nou hier verkeerd geloop? Jesus, waarom het jy getwyfel, vra Jesus? En waarom is jy so klein gelowig, vra Jesus? Klein gelowig beteken nie ongelowig nie, vriende. Dit beteken min geloof. Ons sou dit anders kon stel. Sy geloof was letterlik te klein vir die oomblik waarin hy homself bevind het. Dit klink bekend, nee. Ons begin baie sterk in die stryd van die lewe en dan kom die wantroue in jou op. En dan die vrees. En dan is die oomblik net te groot. Soos vir 'n Petrus. En dit voel asof jy begin sink. Wegsink in daardie ewige dryfsand waaroor jy geen beheer het nie. Petrus se probleem was eintlik heel eenvoudig. Petrus se probleem was dat sy fokus verskuif het. Waar hy, toe hy uit die skuit geklim het, gefokus het op Jesus, het hy hier naby aan Jesus gefokus op die wind en die golwe wat lankal reeds daar was. En so is dit ook met ons. Baie keer is die krisis en die ervarings van wat ons beleef in hierdie lewe, die moeilike omstandighede nog altyd daar. Nog altyd was daar die winde en golwe wat die lewe vir ons moeilik maak daar. En dan het ons in 'n mate by wyse van spreuke tog op water geloop te midde van daardie golwe en wind en trauma en swaar kry en al die goed wat daarmee saamgaan. Maar soos 'n Petrus het ons fokus dalk verskuif van Jesus na my probleem. Petrus se twyfel is 'n innerlike wankel. Dis asof hy gestruikel het, net nie stewig genoeg op sy voete was nie. Dit was 'n innerlike tweestryd. Kan ek of kan ek nie? Moet ek of moet ek nie? Petrus glo en tergelyk, vriende, is hy bang. Dit is so mooi gesê. Petrus glo en tergelyk is hy bang. Sien, geloof sluit nie vrees uit nie. Geloof sluit nie twyfel uit nie. In 'n sekere sin het ons hier een van die mooiste verhale van geloof. Ja, julle het reg gehoor. Ek het nie die kluts kwyt geraak nie. In die skuit was dit die disippels, die ander disippels wat soos
maar varkies geskree het oor dat hulle so bang was. Maar Petrus het uit die skuit geklim. Hy het die veilige ruimte van 'n skuit verlaat en in die stormwaters ingeklim waar wind so waai, dat dit hom amper omwaai, wil ek sê. Petrus het eers later bang geword. En dan wanneer hy bang word, maar bid hy 'n kort gebed. Nie 'n lang verduidelikende, verskonende gebed nie. In die oomblik vra dit nie van hom nie. Hy sê, Here, red my. En 'n hand gryp hom vas en trek hom uit die water. In my eie lewe het ek dit oor en oor al beleef. Die oomblik wat ek my oë van Jesus afhaal en die golwe hier om my, die storm hier om my sien, die probleme wat ek beleef en ervaar hier om my sien. Is dit dan wanneer dinge skeefloop? Lelik skeefloop. En dan is al wat help Petrus se gebed. Here, red my. Ek wil iets oor klein geloof sê. Klein geloof is nie die afwesigheid van geloof nie. Ek dink ek het dit al gesê. Klein geloof is om van Jesus weg te kyk. Klein geloof is om op die storm te fokus. Die Here help ons om, kom ons bid hierdie gebed, vriende. Dis eintlik 'n gebed wat ek hier voor my het. Ek wil dit nie net lees nie. Here, help ons om in alle omstandighede op U alleen gefokus te wees. En nie op die storms nie. Nie op die onmoontlike nie. Nie op ons omstandighede nie. Hoor ons, as ons nou bid, Here, red my. En mag U hand dan myne vasgryp. Want Here, ek glo met my hele hart, U genade sal altyd vinniger wees as die krisis wat my bedreig. Amen. Dankie vriende. Dankie dat ons so bietjie hier in God se sitkamer weer vanmiddag 'n bietjie kon kuier. Dat ons 'n gesprek met God kon hê. Meer belangriker, dat hy met my en jou 'n gesprek kon hê. Oor die lewe. Mooi bly.